is in sy naam. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Jesus self is ook hier, kom laat ons sy lieflikheid vier. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Laat ons nou ons stemme verhef, dis tyd dat ons almal besef, Jesus gaan spoedig weer kom. Jesus ons koning is sterk, moet nou nie sy krag hier beperk. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Laat ons nou ons stemme verhef, dis tyd dat ons almal besef, Jesus gaan spoedig weer kom. Maak jou behoeftes bekend, die koning kan alles jou skenk. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. Al Gods kinders is saam, ons samekoms is in sy naam. Hoe ons prys U, hoe ons eer U, Jesus is sy naam. O, Jesus is sy naam, ja, Jesus is sy naam. Kom ons gaan dadelik na die woord van die Here en ek lees vir ons saam hier uit Handelinge 1 vers 4 en nog so vers of wat saam. Ek lees uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En toe hy, dit is Jesus, nog met hulle saam was, dis die disippels, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Vers 13. En toe hulle daar kom, dit is nou in Jerusalem, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas, Bartolomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Is dit nie 'n vreemde stelling wat die Here Jesus maak as hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan? 'n Mens sou sê, Jesus moet mos by ons bly. Hoe graag begeer ons nie Jesus se teenwoordigheid nie. Hoe dikwels het ek nie al in my eie lewe gesê, as Jesus net hier was. Hoe begeer ons, wanneer ander 'n visioen van die Here Jesus gehad het, dat ons as ware sê, ai, ek wens ek kon dit beleef het. En daar is nou redes wat ons kan aanvoer, maar uiteindelik kom Jesus en hy gee die rede vir sy weggaan en die voordeel daarvan, as hy sê, sodat die trooster, die Heilige Gees, na julle kan kom. Tot op daardie stadium was Jesus met hulle, langs hulle, by hulle, maar iets het ontbreek. Hy was nie in al sy volheid binne in hulle gewees nie. Ons kan so sê dat die Heilige Gees het nog nie in hulle gewoon, sodat Jesus deur hulle kon leef en volle beheer van hulle lewens gehad het nie. Sodat Jesus deur hulle lewens kon regeer. Sodat Johannes 14 vers 12 in sy volle werklikheid kon kom in die lewens van die disippels
naamlik waar Jesus gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen, omdat ek na die Vader gaan. Ten spyte van Jesus se teenwoordigheid by hulle, was daar nog baie gebreke in die lewens en in die harte van die disippels. Hulle was gered, maar kragteloos. En daarom sê Jesus, gaan na die bovertrek en wag daar totdat julle met krag toegerus is uit die hoogte. En in hierdie dae wil ek alle mense uitdaag om God se volheid te soek, te beleef, te ontdek, te ervaar. Kom ons wag ook in hierdie dae op die Heilige Gees en sy toerusting en sy volheid om soos Jesus te kan leef en te bedien. Ek wil hê dat ons bietjie gaan kyk na wie was al die persone wat daar teenwoordig was, ietsie oor hulle lewens sê om my en jou uit te daag om te wag op die Here en sy volheid. Daar was die oorblywende 11 disippels gewees. Daar was 'n aantal vroue wat Jesus gevolg het en ook sy broers. Kom ons begin om te kyk na Petrus. Petrus, en alles wat ek nou gaan sê, staan in die evangelies opgeteken. Ek gaan nie vir alles 'n teksvers quoteer nie, dit gaan net te lank neem. Petrus op hierdie stadium was definitief 'n geredde man gewees. Hy het die woord onderhou. Sy naam was geskryf in die boek van die lewe, volgens Lukas 10 vers 20. Hy het die sekerheid gehad dat hy die ewige lewe het. Hy kon ook gesê het, ek het 'n geleentheid gehad waar ek die Here Jesus begin volg het as my verlosser en saligmaker. Hy het geestelike openbarings ontvang, volgens Matteus 16 vers 17, as Jesus sê, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou openbaar. Petrus was 'n suksesvolle prediker. Petrus het vir 'n tyd lank die mag gehad om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Matteus 10 vers 1 en vers 8. Hy het selfs vir 'n rukkie op die water geloop. Min van ons het nog op die water geloop. Hy het reeds die Heilige Gees gehad, want Matteus 10 vers 20 sê, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. En u sal met my saamstem, wat 'n voortreffelike kind van God, 'n Christen, gelowige, bekeerde, volgeling van Jesus. Sjoe, sal ons eintlik sê, hy hoef seker nie bo vertrek toe te gaan nie, soos wat baie meen. Hy moes juis bo vertrek toe gaan, want daar was nog hoogmoed in sy hart gewees, toe hy gesê het, net nie ek nie, almal sal u verloon, net nie ek nie. Petrus was die een gewees, saam met Jakobus en Johannes, wat geslaap het, toe hy saam met Jesus moes bid in die tuin van Getsemane. Hy het nog op die vlees vertrou, want toe hulle Jesus wou gevange neem, wou hy met geweld die swaard neem, en wou hy daardeur voorkom. Petrus was die een wat weggehardloop het, en daarna volg hy Jesus op 'n afstand. Hy het in die binneplaas gesit, saam met die vyande van Jesus, en uiteindelik voor 'n diensmeisie het hy ontken dat hy Jesus ken, so hy het gelieg, en op die ouend het hy selfs gevloek. Markus 14 vers 71. Daarom bo vertrek toe met jou Petrus, gaan wag op die volheid van die Heilige Gees, en so alle Petrusse word uitgedaag om te gaan wag op die volheid, want God se belofte is vir almal, ook vir Petrusse soos ek en u. Daar was ook Johannes gewees, die geliefde disipel, die seun van Zebedeus, die visserman. Een wat Jesus onmiddellik gevolg het, toe Jesus gesê het, volg my. Hy het alles gelos, Markus 1 vers 20. Sy kop het op die bors van Jesus geleun by die nagmaal. Hoe sal dit wees om met jou kop op die bors van Jesus te kon leun? Dit is absoluut iets om te begeer. Maar Johannes was ook die onverdraagsame.
toe daar 'n ander persoon kom wat ook duiwels uitdryf, maar wat nie saam met hulle volg agter Jesus nie, het hulle die persoon belet. Dis soos ons, wanneer ons onverdraagsaam is teenoor ander denominasies wat ook vir Jesus volg. Daar was ook Jakobus, die broer van Johannes. Saam met Petrus en Johannes was hulle op die berg van verheerliking. Saam met hulle het Jakobus ook gehoor die stem van die Vader in die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Sou u dit nie ook wou beleef het nie? Johannes en Jakobus is ook bekend as Boanerges, die donderweer manne. Manne moontlik met 'n magtige predikingsbediening, vol vuur en ywer vir die Here. Hulle wou vuur afbid op die Samaritane, toe hulle Jesus nie wou ontvang het, toe hy deur Samaria wou gegaan het op 'n stadium. Maar dis dieselfde Jakobus, wat ook toe daar 'n krisis was, Jesus verlaat het. So ons sê, bo vertrek toe met jou Jakobus en alle Jakobusse. Daar was ook Bartolomeus, moontlik is dit dieselfde persoon as Nathanael. Nathanael van wie Jesus gesê het, hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Johannes 1 vers 48. En 'n mens sou sê, so 'n voortreffelike persoon het seker nie nodig om na die bovertrek toe te gaan, om daar te gaan wag. 'n Vroom lewe is nie genoeg nie. Die krag van God moet ook daar wees. En baie mense het 'n mooi vroom lewe en ons is baie dankbaar daarvoor, maar iets ontbreek aan die krag van Pinkster. Ook Filippus en Simon word ook genoem die Kanaanites of die Siloot of die ywerraar. Ons kan sê hy was 'n verregse Jood wat graag weer die staat van Israel wou herstel, soos in die dae van Dawid, en sou met geweld die Romeine wou verstoot en verjaag. Was almal teenwoordig toe Jesus die storm stil gemaak het, toe Jesus vir Lazarus uit die dode opgewek het. Ons raak so gaande as daar 'n wonderwerk gebeur en ons is so ingenome met 'n wonderwerk, en tog wil Jesus sê, ook julle wat wonderwerke gesien het en sien en beleef, bo vertrek toe met julle en wag op die aandoening van krag uit die hoogte, ooreenkomstig die belofte van die Vader en van Jesus. Daar was ook Matteus en Andreas. Hulle wie se lewens radikaal verander het, vandat hulle Jesus begin volg het. Matteus was 'n tollenaar gewees, en Andreas was die een gewees wat ook alles gelos het. Ons kan sê, dis bekering, dis redding, dis wedergeboorte. Andreas was die broer van Petrus gewees. En dis hy wat geloof gehad het en gesê het, hier is 'n seentjie met 2 visse en 5 broodjies. Wonderlike geloof, bo vertrek toe ook met jou. Verder was daar ook Thomas, of ook genoem Didemus. Na al die wonderlike dinge wat hy gesien en beleef het, was hy nog vol ongeloof gewees. Weet jy wat beteken ongeloof? Ongeloof beteken rebellie. God sê so, maar ek sê iets anders. Hy was bevooroordeeld gewees, soos die adjudant op wie die arm van die koning geleen het, daar het die koningsverhale, wat gesê het, al maak God ook vensters in die hemel, dit kan tog nie gebeur nie. Ongeloof beteken selfgesentreerdheid, onverstandigheid, want jy sê eintlik, God lieg, ek dink dit is anders. Waar het Thomas se probleem gelê aan die einde van die dag? Die eerste Sondag wat Jesus verskyn het, was hy nie teenwoordig nie. So alle afwesiges van die onderlinge byeenkomste, wat daarvan 'n gewoonte gemaak het. Jesus sê, bo vertrek toe met julle net soos Thomas. Verder was daar ook die vroue, en dit skyn te lyk dat die vroue het meer moed gehad as die manne, meer geloof gehad as die manne, en dit is moontlik daarom dat Jesus eers aan vroue verskyn het. Daar was die moeder van Jakobus en Johannes gewees, die vrou van Zebedeus, naamlik Salome. Tog
was hy nog vol van die vlees, want dit is sy wat hier agteraf gekom het en vir Jesus gesê het, ek wil dat my 2 seuns eendag in u koninkryk, een aan die linker en een aan die regterhand sal sit. Daar was ook Jesus se moeder gewees. En ek het in hierdie dae gehoor dat die Rooms-Katholieke sê, dis die reinste en die vroomste vrou, die heiligste vrou wat daar ooit geleef het. En miskien maak ons te min van 'n Maria wat Jesus as babatjie vasgehou het, Jesus groot gemaak het, Jesus versorg het, al hierdie mooi dinge van Jesus in haar hart bewaar het. Ook hierdie vrome vrou was in die bovertrek gewees, wagtende op iets meer as bloot net vroomheid, waarna ek net nou ook verwys het. Daar was ook Maria Magdalena, uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het, maar na dit was sy 'n voorbeeldige vrou gewees. Ook sy het nodig gehad om in die bovertrek te wag op iets meer. Daar is iets meer as om jou net te bekeer. Daar is iets meer as om net 'n vroom Christen te wees, 'n doodgoeie mens, maar ook goed dood. Dan was hy ook die broers van Jesus gewees. Saam met Jesus groot geword, al sy wonders gesien en sy prediking gehoor, maar hulle was antagonisties, hulle was sinies. In 'n sekere sin het hulle teëgestaan en selfs daarmee die spot gedryf. Maar op die ouend het hulle ook tot bekering gekom en hulle het ook in hulle harte gesê, daar is iets meer, ons smag na iets meer en daarom gaan ons ook wag in die bovertrek. Wat het daardie dag van Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees in die bovertrek gebeur? Hierdie selfde manne na wie ek nou verwys het, hulle lewens is getransformeer, totaal en al nog 'n keer verander, soos wat daar staan in 1 Samuel 10 vers 6, dat Samuel vir Saul sê, die Gees van God sal oor jou vaardig word, en jy sal profeteer, en jy sal in 'n ander mens verander word. Begeer jy ook om in 'n ander mens verander te word, wanneer die Gees van God soos op Pinksterdag ook op jou val en op jou kom. Hulle kon duisende na Jesus lei. Hulle het groter dinge gedoen as wat hulle ooit oor gedink of gedroom het. Ook hulle kon die vervulling, die doping met die Heilige Gees aan ander bedien. Hulle was die mense gewees wat gelei het vir Jesus. Dis 'n goeie toets om te sien hoe ver is iemand bereid om vir die Here te gaan. Is hy ook bereid om te ly vir die naam van Jesus? Thomas, die skynbare ongelowige, het na Indië gegaan en daar vir God gewerk en buite Bybelse gegevens vertel vir ons toe die afgodspriesters om in 'n oond wou verbrand, kon die oond hom nie dood kry nie. En die enigste manier was dat hulle moes doodsteek. Jakobus, die broer van Jesus wat aanvanklik Jesus teëgestaan het, het een van die grootste kerkleiers geword in die vroeë gemeente. Ek vra vandag vir jou, is daar krag in jou lewe? Is daar krag in jou bediening? Het jy ook die afskynsel van Jesus in jou lewe? Het die Heilige Gees al so op jou geval? As man, as vrou, as vader, as moeder, as seun, as dogter, op dieselfde vlak as wat dit gekom het op die vroeë kerk van Handelinge. Nou vra ek hierdie vraag metafories bedoel. As een jou byt, proe hulle vir Jesus. Wat is ons taak in hierdie dag waarin ons lewe? En my antwoord is presies dieselfde as wat Jesus dit vir sy disippels gegee het. Om siekes te genees, om melaatses te reinig, om duiwels uit te dryf, om selfs dooies op te wek, om die woord van God te verkondig deur ons getuienis en deur ons lewenstyl. 'n heilige lewe toegewy aan die Here. En my vraag is, kan ons dit doen? My antwoord is bo vertrek toe. Wag daar totdat jy met krag toegerus is. As 'n ou koortjie wat ons gesing het. Die Here het gesê,
ons moet hier wag. Ons moet hier wag. Ons moet hier wag tot hy kom. En as hy kom, kom hy haal die wat syne is. Ons moet hier wag tot hy kom. Ons wag op die krag en die volheid van die Heilige Gees. Jesus deur ons. Jesus in sy volheid. Jesus in sy volle krag in ons. Kom ons bid, Vader, ons dank U dat daar is 'n volheid in U Seun Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees, soos wat hierdie disippels gevul is op Pinksterdag en hulle lewens getransformeer is na die beeld van Christus Jesus self. Here, hulle was by U gewees vir 3 jaar en tog was daar groot tekorte, maar na Pinksterdag het hulle die volle beeld van Christus uitgeleef en uitgedra. En Here, dit is my gebed vandag, wyl ons op U wag, dat U ons ook so sal transformeer na die beeld van Christus Jesus, deur die volheid van die Heilige Gees ook in ons lewens te deponeer en te skenk. Vul ons met goddelike krag, vul ons met goddelike heerlikheid, in Jesus naam. Amen. Clothe me with your glory, Lord. Fill me with your power. Let me feel your anointing, O Lord, increasing with every hour. Clothe me with your glory, Lord. Fill me with your power. Let me feel your anointing, O Lord, increasing with every hour. So clothe me with your glory, Lord. Fill me with your power. Let me feel your anointing, O Lord, increasing with every hour. Increasing with every hour. Increasing with every hour.